Goeiedag broer en suster, en baie welkom by nog 'n Lux Mundi aanlyn erediens. Hoop regtig dat dit goed gaan met jou en dat jy daar waar jy is, die Here se teenwoordigheid op 'n baie spesiale manier sal beleef en dat jy ook sal beleef dat die Here jou denke kom vernuwe deur sy woord. Ons is besig met ons reeks oor groei, ons as 'n familie wat koning Jesus volg, groei saam. En ons is so hier in die eerste gedeelte van kwartaal 1 besig om te gesels oor die feit dat ons geroep is vir groei. En dat ons vra maar waarom groei, hoe groei ons en hoe meet ons daardie groei ensovoorts. En ons het nou gesels oor geroep vir groei die eerste Sondag. Verlede week het ons gesels oor radikale groei en vandag gesels ons dan oor ondergrondse groei. En voordat ons verder gaan, kom ons word dan net stil voor die Here vir 'n paar oomblikke. Ja, Here, wat 'n voorreg om so ook voor U te kan buig en die naam te kan aanroep. As ons vandag saam dink oor groei en oor spesifiek ondergrondse groei, vra ons Here dat U vir ons sal kom wys hoe dit is wat U wil hê ons moet groei. Hoe U wil hê U liggaam moet groei tot eer en verheerliking van U naam en tot uitbou van U koninkryk. Seën elkeen, maak nie saak waar hulle is wanneer hulle hierdie video kyk nie, of dit oggend of middag of aand is, Here, kom en openbaar U self aan elkeen van ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, broers en susters, soos gesê het, is vanoggend se tema dan, of vandag se tema dan, hierdie week is dan ondergrondse groei. En ons gaan die bekende woorde van 1 Korintiërs 12 vanaf vers 12 tot 27 lees. Maar voordat ons lees, wil ek hê dat ons net so vir 'n oomblik bietjie in die bos gaan wandel. En ek hoop jy het al die voorreg gehad om in 'n digte bos soos in Nysna of Tsitsikamma of in Magubas Kloof of waar ook al te kan loop. Daai gevoel van hoe lekker koud dit daar binne is en alles ruik so half anders want dit is so bietjie nat en alles is so half so bietjie asof dit net klam bly en die gevoel wat 'n mens daar kry. En as jy nou kyk na die prentjie op jou skerm, dan sien jy iets daarvan en alles wat ekstra, daai groen is sommer ekstra intens daar in die bos. En jy sien 'n klomp lewe, jy sien bome wat vrug dra en mooi groen blare het wat die son uitblok en jy sien mos wat groei en jy sien sampioene teen die stamme en allerhande sulke goeters, paddastoele, goeters wat daar in die bos groei. Maar dit is natuurlik alles wat bo die oppervlak gebeur. En mens beleef iets van dat dit lewe rondom jou as jy dit sien. Maar daar is so baie wat onder die grond plaasvind. En ons het aan die begin van die reeks het ons vir mekaar gesê dat ons wil juis op so 'n manier groei. Ons wil juis dink oor die manier hoe dat die kerk juis onder die oppervlak groei. Dit wat onder die oppervlak besig is om te gebeur, onmeetbaar, onverklaarbaar partykeer, onsigbaar partykeer, en dat dit die goeders is waarop ons wil fokus, sodat dit op die ou en die vrugte sigbaar maak. En dis presies dit wat mens beleef wanneer jy in die bos loop. En iets wat ek onlangs ontdek het, is dat daar onder die grond in so 'n oerwoud en so 'n bos, so 'n woud ongelooflik baie aan die gang is. En een van daardie goeders is die netwerk wat daar tussen verskillende bome is. So hierdie paddastoele of sampioene, bossampioene wat mens baie keer eintlik op neerkyk want hulle is parasiete, jy weet dis 'n fungus, jy weet dis 'n swam wat daar groei en hy teer eintlik net op die boom. Maar nou daar's 'n sekere tipe van hierdie swamme, van hierdie paddastoele wat daar in die woud groei, wat hulle worteltjies diep in die grond instoot en dan konnekteer hulle met die bome se wortels. En soos wat daardie boomwortels voedingsstowwe kry van die boom af, so voer hulle natuurlik hierdie sampioene, hierdie parasiete, hierdie paddastoele, maar hierdie is nie 'n parasitiese verhouding nie, hierdie is 'n simbiotiese verhouding, want so konnekteer hierdie worteltjies op die ou en die bome met mekaar en hulle wortels wat na mekaar toe groei, en so kan die bome met mekaar kommunikeer. En dan gebeur daar die wonderlike ding, dat die groter bome wat al die son vang, dat hulle baie meer voedingsstowwe produseer, hulle fotosenteer teen 'n groot spoed,
en dan produseer hulle ekstra voedingsstowwe en so stuur hulle voedingsstowwe deur hierdie netwerk. Hulle noem dit die mykorrhizale netwerk of die Wood Wide Web. Hulle het ook 'n internet superhighway daar in die bos, die Wood Wide Web. En so dis so sensitief dat 'n boom, een tipe boom kan sy maatjies wat ook 'n boom is soos hy, dieselfde spesies as hy, kan hy in hierdie netwerk erken. En so kan hy die kleiner boompies wat nie so baie son vang nie, kan daardie moederboom of die hubboom, kan daardie boompies identifiseer en kan hulle vir mekaar boodskappe stuur en kan hulle kos aanstuur en so groei die hele bos dan en hou die bos homself in stand. As jy na die prentjie kyk, daar kry jy 'n prentjie van 'n klein skaal eksperiment om ietsie te sien van hoe hierdie mykorrhizale netwerk op die ouene werk met die sampioene se worteltjies en die ander wortels wat met mekaar konnekteer. En op die volgende prentjie kry jy so 'n bietjie 'n diagram wat dit nou mooi verduidelik en jy's nou eintlik in 'n lekker posisie dat jy kan die video nou pause en jy kan sommer inzoom en dan kan jy so 'n bietjie daar gaan lees. Maar daar sien jy die groot boom, dis 'n Douglas fir en die mushrooms wat daar op sy worteltjies groei en hoe die worteltjies op die ouene met mekaar konnekteer en hoe op hierdie mykorrhizale netwerk die boodskappe gestuur word, die voedingsstowwe aangestuur word en hoe hulle op die ouene mekaar op hierdie manier ondersteun. Nou, ek kan nie help wanneer ek hierdie netwerk sien en die manier hoe hierdie bome vir mekaar sorg in die woud, om iets te beleef van hoe die kerk werk en hoe die Nuwe Testament oor die kerk ook praat, dat hierdie bome eintlik nie sonder mekaar kan nie, dat daar goeders is wat die een het, wat die ander een nie het nie, en dat hulle dit met mekaar deel, sodat die woud op die ouene gesond kan wees, en saam op die ouene kan groei. En as ons dan met dit in gedagte die woorde van 1 Korintiërs 12 lees, dan kom ons agter dat daar's iets anders aan die gang. Want ons lees dit baie keer, lees ons dit baie individualisties, en ons lees oor wat sê hierdie teks vir my, en my gawes, en hoe moet ek my gawes bring, om deel te wees van die liggaam van Christus, en dit is natuurlik waar en goed en mooi, en dit is reg. Maar hier is iets anders aan die gang, en dit wil lyk asof Paulus eintlik vir ons wil sê, en as ons nou hierdie beeld van die boom in gedagte hou, dat ons nie sonder mekaar kan nie. Dat ons, wanneer ons dink oor die liggaam van Christus, baie meer kollektief moet dink, en gemeenskaplik moet dink, en dat ons moet besef dat ons nie sonder mekaar kan nie. Goed, so, met dit in gedagte, kom ons lees wat sê 1 Korintiërs 12, ons lees vanaf vers 12. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons almal is van die een gees deurdrenk. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, hoekom ek nie 'n hand is nie, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie. Hou hy om die rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie. Hou hy om die rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juis noodsaaklik, en die wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder mooi gemaak, terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel, dat hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kort kom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan.
Ons suster, ek hoop jy het iets van hierdie boombeeld raak gehoor. En dat Paulus vir ons sê, dat ons in die liggaam van Christus nie sonder mekaar kan nie. Ons het mekaar nodig. En dat vir die liggaam om ten volle 'n gesonde, volwasse liggaam, soos wat ons 2 weke terug in Efesiërs 4 gelees het, wat die volheid van Christus vergestalt in hierdie wêreld, om daardie liggaam te kan wees, het ons nodig dat elkeen daarvan deel is. Dat ons nodig het om met mekaar te kan connect op 'n manier, sodat hierdie liggaam kan behoorlik en volkome funksioneer. In die Nuwe Testament kry ons hierdie konsep van koinonia of koinonia. Ek het nou mooi gaan kyk weer na die uitspraak, en party mense sê dis koinonia, en ander sê koinonia, maar kom ons gaan nou maar met een. Koinonia is wat ons baie keer vertaal met gemeenskap van gelowiges en community en daardie tipe van ding. En dat dit 'n manier is hoe die Nuwe Testament daaroor praat, hierdie konneksie wat daar tussen die verskillende liggaamsdele moet wees, hoe die kerk op die ou ende met mekaar in verband lewe. En dis interessant as ons dan hierdie woord in die manier hoe hy gebruik word in Handelinge 2 vers 42 lees. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Wanneer Handelinge praat oor wat in die vroeë kerk aan die gang was, dan gebruik hy hierdie woordjie koinonia om te praat oor die onderlinge verbondenheid wat daar tussen die mense was. En dis eintlik so mooi vertaling, hierdie onderlinge verbondenheid, hierdie konneksie wat daar tussen die mense was. Nou wanneer ons praat oor koinonia, dan dink ons baie keer aan die aksies wat ons by die kerk reël en ons hoop dat daar mense sal kom en dat hulle sal kom deelneem aan ons koinonia aksies en ons maak koffie en tee na die diens en natuurlik is dit super belangrik en ons braai saam en ons kuier saam en een van die dae gaan ons as gemeente saam kamp en dit alles is deel van ons koinonia aksie. Maar die probleem is dat ons moet besef dat dit kan tog nie net 'n aksie wees nie. Dit kan tog nie net 'n deeltjie wees van ons kerk wees nie. Dit is 'n groot deel van ons kerk wees. Dit is so 'n groot deel as ons dink aan hoe die liggaam van Christus wat ons is, hoe ons as die liggaam van Christus met mekaar moet in verbinding wees. Dat ons by mekaar se lewens betrokke moet wees. As paartjies na my toe kom en hulle kom sê vir my dat hulle wil trou, dan praat ons baie oor liefde en hoe liefde werk en dan praat ons daaroor dat as jy lief is vir hierdie persoon, dan moet jy daardie persoon se belange bo jou eie stel. Maar hoe gaan ek jou belange bo my eie stel as ek nie weet wat in jou lewe aan die gang is nie, as ek nie weet wat jou belange is nie, as ek nie weet wat jou drome, jou vrese, jou behoeftes is nie. Daarvoor is dit nodig dat ons met mekaar moet connect, sodat ons kan weet wat in die ander persoon se lewe aan die gang is. En dieselfde geld in die kerk, wanneer ons dan sê dat ons die liggaam van Christus is, beteken dit dat ons aan mekaar verbind moet wees op 'n manier. Dat ons by mekaar se lewens op 'n manier betrokke raak, sodat ons kan weet, sodat ons weet wat in mekaar se lewens aan die gang is, en dat ons mekaar beter kan lief hê. Die Here Jesus stel vir ons die voorbeeld, want dit is natuurlik die vraag. Okay, goed, ons moet koinonia, ons moet meer as net na die aksies toe gaan, ons moet dit lewe, ons moet aan mekaar verbind wees, ons is die liggaam van Christus. Hoe kry ons dit reg? En dit is deur die voorbeeld van Jesus te volg. Ons het laasweek het ons Matteus 7 gelees wat die Here Jesus gesê het, maar dat ons lewens moet bou op die rots, sy woorde moet hoor en daarvolgens moet handel. En dit is die fundament waarop ons dit moet bou, dat ons sy woorde, sy voorbeeld moet volg. En die voorbeeld wat die Here Jesus vir ons kom stel het, is juis een van om grense oor te steek na mense. As ons kyk na hoe die Here se bediening gewerk het, was dit om 'n tafel, was dit oor 'n ete, was dit saam met mense aan tafel of in 'n kring om 'n vuur en dat hulle saam geëet het en saam gekuier het en dat dit so 'n belangrike deel is van wie ons as kerk is. En wanneer ons dit besef, dan besef ons
Dat ek met ander woorde nie net kerk toe gaan, 'n boodskap luister, dalk 'n vinnige koppie tee drink en dan weer huis toe gaan en dan het ek nou my fix gekry nie. Maar dat as ons besef dat ons die kerk van die Here is, dat dit is wie ons is, dit is ons identiteit, dan vra dit eintlik meer van ons. En dan word die geleenthede wat ons saam kuier, wat ons saam braai, wat ons saam kos maak, wat ons saam aan tafel sit, wat ons saam koffie drink of tee drink, wat ons saam 'n roomys eet, wat ons saam gaan kamp, dan word dit deel van ons kerk wees. Dan word dit net so belangrik. Sodat dit nie net gaan oor my eie individuele paadjie hemel toe en of my gewete gesis is en of ek al die regte dingetjies gedoen het nie, maar dat dit gaan oor hoe ons aan mekaar begin verbind raak, sodat ons by mekaar betrokke kan raak, sodat ons mekaar beter kan lief hê, sodat ons die liggaam van Christus kan wees, wat Jesus vergestalt in hierdie wêreld, wat hom sigbaar uitleef in hierdie wêreld. En dan, as ons Johannes 13 lees, dan lees ons hoe die Here self daaroor praat, en hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Sien broer en suster, ons kan 'n klomp aksies reël, en ons kan dit blink verf, en ons kan dit mooi maak, en dit is goed en mooi en dis reg, en dit het 'n invloed en alles, maar op die ou ende begin dit dood eenvoudig by daardie punt, wat is die band wat ons aan mekaar vasbind? Wat is dit wat maak dat ons kan sê, daar is 'n onderlinge verbondenheid tussen ons, daar is koinonia tussen ons, en dit alles kom neer op die liefde, en dat ons mekaar moet lief hê. Dit hoef met ander woorde nie 'n ongelooflike intricate aksie te wees, en 'n groot projek wat ons aanpak, en wat ook al nie. Dit moet op 'n daaglikse basis gebeur, en dat ons, omdat ons vir mekaar lief is, aan mekaar verbind raak. Ondergrondse groei gebeur wanneer ons vir mekaar lief is. Ondergrondse groei gebeur wanneer daar onderlinge verbondenheid tussen ons is. En dat dit op die ou ende ons nader aan mekaar bring, en dat dit op die ou ende die vrugte, die groei, die groenigheid, die ongelooflike, dit wat bo die grond gebeur, op die ou ende kan voed, en dit word sigbaar in die vrugte wat ons dra. Onderlinge groei, ondergrondse groei, onderlinge verbondenheid gebeur wanneer ons vir mekaar lief is, en wanneer ons by mekaar betrokke is, wanneer ons met mekaar in gemeenskap saamlewe, sodat ons nader aan mekaar, en so ook nader aan die Here, en nader aan sy doel vir ons as liggaam van Christus begin beweeg. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir u goedheid, en dat u vir ons as u kerk gekies het. Here Jesus, dat u gekies het om in u volheid in ons te kom woon deur die Gees, en dat u gekies het, Here, om u kerk in hierdie wêreld in te stuur, om as u liggaam, u hande, u voete in hierdie wêreld te wees, wat u liefde op die ou ende uitleef. En Here, ons besef dat hier in die ooste van Pretoria, in 'n besige lewe, gebeur dit baie keer dat ons mekaar mis. Gebeur dit dat ons elkeen met ons eie dingetjies besig raak en stoei. Maar ons besef vanoggend dat as ons besef dat ons die liggaam van Christus is, dat ons mekaar nodig het. En ons vra Here dat u ons sal help om daardie bande wat daar tussen ons is, sterker sal te maak, dat ons nader aan mekaar sal groei, en daardeur ook nader aan u en u doel vir ons sal groei. Stuur ons Here, help ons, en bind ons aan mekaar vas met bande van liefde, sodat u liefde in hierdie wêreld sigbaar kan word. Amen. Goed, broers en susters, net 'n paar afkondigings. In die eerste plek, as jy nie is by Lux Mundi of nog wonder of jy moet inskakel, wil ons regtig vir jou uitnooi en vir jou sê, kom word tuis by ons, kom word deel van ons familie. As jy Sondag by die erediens is, kan jy by die info toonbank 'n draai gaan maak. Andersins kan jy die kerkkantoor sommer nou kontak daar waar jy is. Kom sê hallo, kom meld aan, kom word deel. Dit sal vir ons heerlik wees om jou te ontvang. Dan natuurlik by die Sondag eredienste by die gemeentesentrum is daar ook geleentheid vir jou as jy die behoefte het dat iemand saam met jou bid. Na die eredienste is daar iemand van ons gebedsspan wat by die gebedskamer is. So as dit vir jou 'n behoefte is, kom gerus en kom neem deel.
Dan wil ons ook vir jou, daar waar jy ook al is, geleentheid gee om die Here ook te eer met jou dankoffer. Daar is verskillende maniere wat jy dit kan doen en kom ons dien die Here ook daarmee. En dan op daardie punt, ons lofoffer, jy sien die drommetjie daar, hy is amper daar en ons is so dankbaar vir die manier hoe die Here ook so ons gemeente seën. Ons trek nou by 271.000, so kom ons gee om nog so laaste hupstootjie en kyk of ons daardie teiken kan maak, sodat ons ook daarmee die Here kan eer, maar ook sy werk hier met vrug kan voortsit. Dan, as jy nog nie het nie, jou kinders ingeskryf het vir Disipelland of vir Ligweg nie, die kleuters tot graad 6 by Disipelland, Ligweg graad 7 tot 11, daar is die QR codes is op die skerm, so jy kan sommer nou inspring en seker maak jou kinders word daar geregistreer, sodat hulle kan deelneem aan al die heerlike geloofsgroei geleenthede hier. Dan wil ek vir jou uitnooi ook natuurlik na ons Ligweg aandienste, 17:30 op 'n Sondag, hierdie Sondag natuurlik weer, kom geniet dit saam met ons, kom loof die Here saam, ons gesels oor lekker geloofstemas en gaan ook daar saam groei, en natuurlik na die diens kroeggroepe graad 7 tot 11 en community graad 12 tot jongvolwassenes ook direk na die diens. Klankmense nodig, ons het dringend nog helpers nodig by die klankspan, ons leer jou alles, jy kom net, kom skryf jou naam en nommer op die lys by die info-toonbank of by die jeugsentrum se toonbank. Hierdie is nog 'n geleentheid om die Here te dien en ons het daar hande nodig, so kom gesels, kom steek jou hand op en ons sal jou die training gee wat nodig is, en dit is 'n heerlike manier om ook deel te neem. Goed, dan ons het Sepedi eredienste Sondagmiddag om 3 uur, daar in die Bosaal, en dan wil ons ook vir jou uitnooi, al die manne, Vrydagoggende 5:30, is daar heerlike beskuit en kondensmelk koffie, al die manne elke Vrydag 5:30, lekker vroegoggend, hier by Luxmundi. Dan het ons buurgemeente het ietsie moois wat op pad is, 'n mooi rooi dag, Dinsdag 17 Februarie om 10 uur by NG Vallei-sig. Jy het die info daar, dit is Manny Jackson wat kom optree by ons bure. En dan is daar 'n heerlike geleentheid, skep vars doelgerigte besigheid idees, wat by Faros aangebied word op die 9de Februarie deur Dr. Gustaf Pastorius, R300 per persoon. Daar is plakate op by die gemeentesentrum, so jy kan daar kom kyk of jy kan maar net die kerkkantoor kontak as jy meer inligting wil hê. Dan ons gemeentekamp is nou regtig om die draai. Dit is nou net bietjie meer as 'n maand, dan gaan ons heerlik saam kamp en daar ook lekker saam kuier. Die inskrywings het dan nou gesluit einde van die maand, en dat ons daai volle betaling asseblief teen die 1 Februarie wil hê, sodat ons seker maak ons plek is geboek daar by Wees Gerus en ons admin so kan afhandel. Ons is baie dankbaar en opgewonde oor almal wat reeds hulle name opgegee het. Dit gaan 'n heerlike kuier saam wees. En as jy dan nou nog later in die maand besluit, nee, maar jy wil tog saam gaan, kontak dan asseblief net vir Wees Gerus, dan direk om vir jou 'n plekkie daarna by ons te bespreek. Goed, broer en suster, dit is min of meer ongeveer naaste by die hele storie. Ek hoop regtig dat dit goed gaan met jou. Ek hoop dat jy ook daar waar jy is en die mense met wie jy daagliks te doen het, met die mense naby jou en jou vriendekring en jou familie ook regtig daardie ondergrondse groei sal beleef, wat die vrug na vore sal bring, wanneer ons onderling aan mekaar verbonde is, en dat jy ook die Here se nabyheid in dit alles sal beleef. Ontvang die seën van die Here en gaan op jou pad in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly. Amen.